Eendag, lang gelede, toe boer Stefans en tant Miens see toe gegaan het. Julle na daai verskriklike groot blou water. Na daai verskriklik baie sand wat langs hierdie blou water lê, daar waar die golwe, waar die branders breek en skei maak, oor die see spoel en so terugtrek, laat dit voel, ek gaan agteroorval, ek wil omval. Daar was boer Stefans en tant Miens. En raai wat? Hulle wou glad nie swem nie. Hulle het gesê die water is te koud. Dan sê hulle dat die wind waai te veel. Al hierdie dinge gehad en hulle het net daar gesit en boer Stefans het deur sy boerboeke gekyk op die strand. Hy het rustig gelees en hy het so gelees en gaap hy, woep! Aan die slaap is hy. Tant Miens, sy het daar gesit en gebrei en 'n kykie en 'n hoentjie en toe, woep! Slaap daai twee op die strand. Nou, hulle het so rustig gelê en slaap, né? Tot laat middag en die pikkewyn het daar verbygekom, maar een van hulle dwaal uit die groepie uit. En hy kyk in hierdie boek en hy sien, hier's 'n vreemde pikkewyn. Kyk En hy draai sy koppie heen en weer en hy stap in die rond op hierdie boek wat hier so langs boer Stefans lê. En hy trap spoortjies in die rond en hy probeer kyk, wat 'n dier is hierdie? Maar al wat hy sien is 'n dier met 2 groot tande by sy kop uit. So lekker rooie. En hy wonder nou, hy hang daar aan sulke groen goeters of staan op die groen goed. Hy weet nie wat dit is nie. Hierdie pikkewyn koekeloer nog so. En 'n ander enetjie gaan daarby tant Miens se breinaalde. En hy kyk hierdie wolletjies. En hy voel daar en hy sê, hier sagte diertjies. Hallo. Maar die diertjie sê niks. Hallo, wat is jou naam? En die diertjie sê niks. En die pikkewyntjie dog, maar hulle slaap seker maar hulle oogies is oop. Wat se diertjies is hierdie? Want hy weet nie wat tant Miens gebrei het nie. Waarom dit lyk dit soos regte diertjies? En hulle wil nie praat nie en hy dog, dis okay. Maar net daar kom een hand en skep daai pikkewyn in 'n handsak en saam met die breinaalde en die wol en die pikkewyn is so. En daar die ander ene staan nog by die boek in 'n hand gryp en vou die boek toe en prop die boek saam binne in die breinaalde en daar is die 2 pikkewyne. Wat nou? Wat maak ons? Wat gebeur? Hulle het ons gevang. Ons is in die maag van 'n ding. Wat gebeur? Daarom het hy ons nie gebyt nie. Daai pikkewyne skrik verskriklik. Maar eintlik het boer Stefans en tant Miens, hulle het maar net opgepak. Dit was hulle laaste middag op die strand. Hulle het rustig gegaan, hulle het hulle mandjie opgehang in die karavaan se tent en die aand gebraai en die pikkewyne kyk so uit en sê, daai goeters het ons gevang in hierdie hok, hulle gaan ons nou net vet voer voor hulle ons opeet. Maar boer Stefans en tant Miens het nie eers vir hulle kos gegee nie. Hulle het net gaan slaap en die volgende môre toe pak hulle op en hierdie pikkewyntjies word gebêre binne in 'n ding wat sy die deure klap toe. Hulle sê, ons is in 'n groter ysterhok saam met hierdie 2 goed wat ons gevang het, wat nou? En daar ry boer Stefans. Karavaan is gehak terug huis toe. Nou kyk hierdie pikkewyntjies so uit. Hier op 'n kol sê tant Miens, ek is bietjie moeg. Ek gaan bietjie in die kar slaap, hier's my ou man. Ek gaan my kussentjie kry. Maar kussentjies in die karavaan, so, toe maak ek wolle in die binne in die bolsak. Sy prop aan daarin en sy gryp 'n pikkewyn. Kok. Squeeze sy hom, laat hy vlieg. En sy druk hom agter haar kop en sy lê haar kop terug. Daar lê die pikkewyntjie. Nou is hy vasgekeer in sy lê so. So lekker sag. Ja. En haar hare wat so beweeg, kiel hom op sy neusie. En hy wil nies. Voor hy sy neus kan toedruk. Atjie! Gesondheid, sê boer Stefans en sy sê, ek wil vir jou sê gesondheid. Jy het genies. Hy sê, nee, jy het genies. Ek het nie genies nie. Wat nie so? En van sy kop beweeg, kiel hy daai haartjies weer die pikkewyn se neus. Atjie! En sy skrik.
Net daar sien boer Stefans, "Hey, daar's 'n ding op jou rug wat jou wil byt." Hy slaan remme aan, trek van die pad af. Dis net die karavaan wat hier om hulle rondsleep en net 'n stofwolk opskop. Hulle hardloop uit die kar uit en daar sit die pikkewyn op die kar. "Wat is daai?" Hy soos, "My lief, dis 'n ou pikkewyntjie. Waar kry ons die ou klein mannetjie?" Nou klim hulle terug in die kar en nou kyk hulle eers vir die pikkewyn. Pikkewyn het daar agter op die sitplek gaan wegkruip, terwyl hulle nog agtertoe kyk. Pop hier 'n pikkewyn tussen dan Miems se voete op. Pakak! Spring sy weer uit die kar uit, sy hardloop, maar sy vergeet om 'n sitbelt los te maak. Maar sy sleep daai kar en daai karavaan met daai sitplek gordel so eind van die pad af. Toe besef sy, ek moet losmaak. Sy maak daai sitplek gordel los, maar hy skiet so terug. Daar tref hy vir boer Stefans op die kop. Poh! Lights out. Hy lê in slaap. Nou sê sy vir hom, "Hey, hierdie pikkewyn val my aan en jy lê in slaap." Maar hy kom daarom weer by met net so 'n knop op sy kop. Raai wat? Nou kyk hierdie twee hierdie pikkewyntjies en hulle sê, "Julle moet soet wees, ons nie byt nie. Ons is te ver van die see af, maar ons kan julle dalk plaas toe vat." Frons hierdie tweeetjies en boer Stefans en dan Miems weet sommer dadelik, hulle is nuuskierig oor die plaas. Wel, hulle pikkewyntjies het agter op die agterste sitplek vasgemaak, sitplek gordel aangesit want is veilig, nê? En popcorn geëet. Daai pikkewyntjies man, hou nie baie van popcorn nie. Hulle verstik dan hoor net. Dan gooi dan Miems wel 'n bietjie water daar in 'n strooitjie. In 'n botteltjie, dan kan hy met die strooitjie drink. Maar pikkewyne hou van seewater, nê? Hulle hou van vissies. So uiteindelik toe boer Stefans en dan Miems by die plaas kom, maak hulle die agterste deur oop en hier waggel daai pikkewyntjies uit. En hulle kyk vir hierdie plek en hulle wonder, waar's die water? Boer Stefans stel een op in die een arm, een in die ander arm en hy stap met hulle dam toe. Nou kyk hulle. Kyk hoe klein is die see. Hy droog op. Waar's die see, Jan? En daar's 'n gans, hy hoor hulle uit die dam uit. Hy sê, hierdie is 'n dam. Ek is nie dom nie, sê die pikkewyn, ek weet die see is klein. Die gans sê, maar hierdie is nie 'n dam nie. Dit is die lekker dam, die plaasdam. Julle, nou daai pikkewyntjies leer daarvan katte en honde en die plaasdiere raas verskriklik. Hulle leer van daai dier met die tande op sy kop. Weet julle wat 'n dier is dit? 'n koei. Dis 'n bul. Nee, dis 'n bul met en hulle sê, "Hoekom sit jou tande op jou kop?" En hy is soos, "Dis nie my tande nie, dis my horings." Het ons ook horings? Nou voel daai pikkewyntjies aan hulle koppies, maar hulle het definitief nie horings nie. En toe hulle uiteindelik in die water inklim, toe is daar klein vissies daar binne en hulle kan daarom vissies eet. En hulle het 'n hele somer op die plaas spandeer voor boer Stefans en dan Miems uiteindelik weer see toe gegaan het. En hierdie tweeetjies saamgevat het. Maar dink julle dit was lekker vir pikkewyne op die plaas? Nee. Wel, ons sal volgende keer uitvind wat hulle alles aangevang het, né?